Môre julle, welkom by dag 5 van die 21 dae uitdaging van Flowering Almond. So vandag se tema is Thankfulness Thursday of Dankbaarheid Donderdag. En ek is so op 'n skattejag saam met die Here in hierdie hele proses van hierdie 21 dae. Soos ek voorberei, dan vra ek elke keer vir hom, hy moet my kom bevestig en kom wys dat dit wat neergeskryf is, dit wat ek gejoernaal het, dat dit regtig die woord is wat hy op sy hart het vir elke vrou. So gister toe ek voorbereid is, toe bid ek nog en sê, Here, kom bevestig dat dankbaarheid juist dit is waar ons vandag moet praat. Van partykeer dan voel dit soos 'n tema wat baie oor gepraat word, wat almal ken, maar tog is dit een van die moeilike temas om toe te pas. En toe ek vanoggend my Bible app weer oopmaak, wat is die skrif van die dag? Toe is dit weer oor dankbaarheid en ek gaan dit vir julle aan die einde ook deel. Maar gister, aan die einde van die dag is ek by skool en een van my Bybelvasvraaleerders wat nou al die jare saam met my Bybelvasvra gedoen het, kom na my toe met 'n bos blomme, so dis nou hierdie bosblomme en 'n kaartjie waarin sy sê dankie. En sy sê dankie juffrou dat juffrou vir my al die jare van Jesus geleer het. En dit was my so mooi gewees want daai dankie en daai bosblomme het my hart so warm gemaak en net opnuut vir my aangevuur en ek het net so opgewonde weer gevoel om koninkryk te deel en toe besef ek dis wat dankbaarheid is, om dankie te sê. Dit maak iets in die Here se hart ook vir ons los. Hy kom openbaar dan net soveel meer waarvan ons dankbaar kan wees. Hy kom openbaar meer vir ons wanneer ons dankie sê. So terwyl ons so sit, kom ons sluit sommer net gaga die oë. Abba Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid na u troon van genade kan kom. Dankie dat u vir ons goed is. Dankie vir lewe, dankie dat ons kon opstaan vanoggend met nuwe asem in ons longe. Dankie vir die voeltjies wat daar buite sing. Dankie dat ons in 'n lekker warm bed kon slaap. Dankie Here Jesus dat ons met vol maag kon slaap en dat ons kos gehad het om te eet. Here, dankie vir die klere aan ons lyf vandag. Here, dankie dat ons kan sien, kan hoor, kan beweeg. Dankie vir my hartklop, 'n gesonde hartklop. Here, ek bid vir elke dame wat nou ingeskakel is en na hierdie video kyk. Here, ek bid dat hulle verby my sal sien, dat ek slegs 'n instrument sal wees. Here, ek bid die bloed van Jesus Christus oor my en elke dame. Here, ek kom bid dat u regtig u hart aan hulle sal kom openbaar. Help hulle om te hoor wat u vandag wil sê. Here, gebruik my tong slegs as 'n pen in die hand, Here, dat dit wat ek sê, dat dit vir u aanneemlik sal wees, Here, en dat dit diep sal raak, Vader. Dankie dat u sommer net so kom en my kom toemaak, Here, en my gesin kom toemaak in hierdie oomblik. In Jesus se naam alleen. Amen. Alright, so, ons gaan nie fietsry vandag nie, maar ek het my fietsryhelm hierso en hy is vol papiere, soos julle kan sien, nee. Nou, die rede, ek noem hierdie sommer my dankbaarheid helmet of my dankbaarheid valhelm. Want dankbaarheid beskerm ons ook. Dit beskerm ook ons gedagtes. Ek glo wanneer die Here sê in sy woord kom vernuwe julle gedagtes, is die eerste manier om dit te doen begin met dankbaarheid. So hier op my helm is daar 'n paar gedagtes, nê. Dit is 'n paar gedagtes wat my kan beskerm wanneer dit voel of ek wil val, wanneer dit voel of ek wil struikel, wanneer dit voel of ek wil kla. Ons het gister gepraat oor die pad uit die woestyn en hoe dit in die woestyn lyk en ons weet die volke die hele tyd gekla en gemurmureer. Dit is nie iets wat op ons lippe moet wees nie. Wanneer ons kla, wanneer ons murmureer, dan word ons al hoe meer afgetrek in daai gat van depressie in. En dis negativiteit wat ons omring, die vyand slaag daarin om by ons te kom steel. En hy steel nie net by ons nie, hy steel by al die mense met wie ons in aanraking kom. Want die woorde wat uit ons mond uitkom is nie meer aanneemlik nie. Dit is nie meer woorde wat die Here eer en vir hom goed is nie. So, op my helmet, gaan ek nou vir julle sê, staan daar. Ek is dankbaar vir, dan staan nou 'n klomp goedjies. So, die rede hoekom ek dit so skryf, ek het hier goed geskryf wat vir my partykeer uitdaag, wat ek nie altyd voor dankbaar voel nie. So, wanneer ek kies om my woorde te verander, dan skep dit in my 'n nuwe dankbaarheid en dit kom verander my denke. So ek sê daar, ek is dankbaar, ek dink is een van die eerstes, vir my besige kinders.
Hulle put my uit, hulle kan van die oggend tot die aand partykeer baklei. Maar ek sê dankie Here vir my kinders, want my kinders is 'n geskenk uit sy hand en daar is iemand wat in hierdie oomblik verlang na 'n kinderlyfie in hulle huis wat nie geseënd is met kinders nie. Goed, ek is dankbaar vir my ma. Goed, soos ons ouer word, raak ons ouers ook ouer. En tegnologie beweeg aan, en dan kan ek baie keer geïrriteerd raak en geïrriteerd voel, want my ma verstaan nie altyd hoe tegnologie werk nie, ek moet haar help. So in plaas van om kwaad en geïrriteerd te word, sê ek vandag, ek is dankbaar vir my ma. Al sukkel sy partykeer met tegnologie, my ma is daar vir my, sy is lief vir my, sy gee om vir my, sy het altyd my back. Daar is iemand wat langs 'n graf moet staan, of wat langs 'n graf gestaan het, wat nie meer 'n ma het nie. Goed, ek is dankbaar vir my man, my eggenoot. Net soos enige man, is my man, kan hy op my senuwees werk, hy kan 'n knorpot wees, en grom, en partykeer vir my, voel of ek uit die mure wil uitklim. Onthou, ons verskil, ons is mense wat verskil, nee? Ons deel 'n huis, ons deel 'n lewe, so ons gaan nie altyd dieselfde voel oor dinge nie. En in plaas van om te kies dat ek wil kla, hierdie man van my, kies ek om te sê, Here, dankie vir my man. Ek het gebid vir my man. Ek het gewag vir hom. Daar is iemand daar buite wat alleen voel, wat dalk nog nie hulle lewensmaat gevind het nie, of iemand wat hulle lewensmaat verloor het. Ek het my beste maat. Ek is dankbaar, so hy staan seker hier agter ergens, want dis een wat ek eers mooi oor moes besluit, vir my armvet en my lavendels. Want, in plaas van om te kla en te sê, ek is vet, kies ek om te sê, ek is dankbaar, want ek het 'n gesonde lyf, ek het ekstra vleisies, ek is nie besig om 'n siekte te veg wat my lyf verteer nie. So my lyf is gesond. Goed, ek is dankbaar dat ek sien vir my bene, so as ek seker hier so ergens nie, vir my bene wat kan draf. Nou, ek is baie lief vir oefen, ek is lief vir hardloop, maar my genetika is nie genetika van spoed nie. So in plaas van om myself te vergelyk en te kla wat ek kan nou, ek oefen hard en ek hardloop nie so vinnig soos iemand anders nie, het ek die keuse om te sê, weet julle wat, ek is dankbaar en ek kies dit vandag om te sê, dankie Here vir my bene. Daar is iemand in 'n rolstoel wat wens vir 'n geleentheid om te kan hardloop, om vry te kan voel, om te kan beweeg, om trappe te kan klim. Ek is dankbaar vir my bene. Goed, ek is dankbaar. Hierdie is ook een wat ek moet kies, in plaas van om moedeloos te voel. Ek is dankbaar vir my de mekaar kaste, want ek wil regpak, maar dit bly de mekaar, want daar's te veel goed in. Ek is dankbaar dat te veel goed is, want daar's iemand daar buite wat dalk net een stel klere aan het, en dis die klere aan hulle lyf. My kaste loop oor. Ek is dankbaar daarvoor. Ek is dankbaar vir my werk, al dreineer dit my, al maak dit my moeg, al voel dit soms, dit vat alles van my. Daar's iemand daar buite wat nie 'n werk het nie, wat smag daarna om 'n werk te kan hê, om 'n inkomste in te bring. Iemand wat die nuus moes kry dat hulle werk verloor het. So julle kan sien, hier noem ek 'n klomp goed, nee, dis alles nou op my helmet. Ons net afhaal. Sê ek sal 'n foto sommer van dit op plaas. Ek wil jou dan nou uitdaag. Jy hoef nie 'n helm te vat nie, maar ek dink as jy ergens 'n fietshelm het of 'n motorfietshelm het, dis lekker prakties om dit op te plak. Of as jy kan teken, jy teken net 'n helm en binne-in gaan skryf jy kort woorde waarvoor jy dankbaar is. Onthou op my notas het ek die detail geskryf, het ek net geskryf. Armvet en lavendels, dreinerende werk, vuil skottelgoed, my kar wat vol krummels is en sportsakke, my plooie vlakke en sproete. So hier's bietjie meer as wat ek in my notas nou genoem het. Maar ek het nou my helmet vol van goedjies geskryf as 'n profetiese aksie, 'n stap om te sê, Here, ek sê dankie. Ek gaan nie hieroor kla nie. Ek kies vandag dat wanneer hierdie goeders my weer pla, om te sê, Here, dankie en dit te dra in seëning. So die skrifgedeelte wat ek vir julle wil lees is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. So ja, julle, dit is nie 'n uitnodiging eers hierdie nie, dit is die wil van God. Dit is wat hy wil hê, dit is wat hy verwag
Wees in alles dankbaar. Wees dankbaar in die slegte omstandighede, wees dankbaar in die goeie omstandighede. Wees dankbaar wanneer jy so voel en wanneer jy nie so voel nie. Wees dankbaar wanneer jy 'n lang dag gehad het, jy is moeg, jy is afgemat, jy wil kla, jy wil jou kiewe opblaas. Dan sê die Here nee, wees in alles dankbaar. En ek was so uitgedaag gewees en ek bly uitgedaag daarmee elke keer wanneer ek die stuk lees van Paulus en Silas in die tronk. En ek besef, daai tronke is nog erger as vandag se tronke. Dis soos in die, ekskuus vir Engels, die dungeons, nee, onder die grond, daar's riool wat daar deur geloop het. Dit stink, dit is vuil. Jy kan dink as daar riool deurloop, daar's siektes, daar's wurms, dis kokkerotte, dis gross. En Paulus en Silas kies, glo vir my, ek is seker, hulle het nie so gevoel nie, ek is doodseker, ek kan nie dink, hoe kan iemand wat vasgemaak is, in 'n tronk, wat stink, wat vol goggas is, hoe kan hulle voel, ek wil worship, ek wil die Here loof en prys, jy voel nie so nie, jou emosie sê no, hierdie is aaklag, wat het met my gebeur, ek het alles opgegee. Hulle kies, want dis die wil van God. En omdat hulle kies om gehoorsaam te wees aan die wil van God, gebeur daar 'n wonderwerk. Kom die Here en hy kom red hulle, maar nie net dat hy hulle gered het nie. Hy kom red daai wag van daai tronksel se lewe. Hy kom red daai hele gesin se lewens, omdat die Here sy krag kom openbaar het. As hulle nie die Here aanbid en geloof en dankbaar was nie, sou hulle vasgevang gebly het in daai gat onder die grond met riool en kokkerotte. So ek hoop julle hoor waartoe ek gaan. Wanneer ons kies om ongehoorsaam te wees en nie die Here te loof en te prys en dankbaar te wees ten spyte van ons omstandighede waarin ons is nie, trek daai omstandighede ons dieper in daai gat in. Word ons meer vasgehou, word ons omring deur meer duister en goggas en lelik. Maar wanneer ons kies om dankbaarheid te toon, dan kom die Here en hy kom bewerkstellig iets. As jy in 'n gesprek sit, so met vriende of by die werk, en mense begin te kla en te murmureer, want hierdie ding het nie gewerk nie, of daai ding het nie gewerk nie, dan wil ek jou uitdaag, jy's nou om te dink aan hierdie valhelle, en te dink, okay, hoe gaan ek dit wat nou uit my mond uit gaan kom, in hierdie gesprek, gaan ek draai na dankbaarheid toe. Jy gaan mense vir jou kwaad raak, want hulle wil hê jy moet saam kla en murmureer. Of daar gaan iemand wees wat ophou kla en murmureer en hulle gedagtes ook vernuwe, en dis waartoe ons wil gaan, sodat hulle ook gered kan word, net soos daai tronkbewaarder. Goed, so, nog 'n vers vir julle, en ek gaan dit weer met julle deel, is Psalm 103 vers 2. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hoe mooi is dit net nie? Loof die Here, o my siel. So Dawid praat daarso ook uit 'n plek uit waar hy nie so voel nie. Hy praat met hom myself en hy sê loof die Here, o my siel, en vergeet nie sy weldade nie. En ek wil jou aanmoedig, moenie vergeet van die Here se weldade nie. Loof die Here. Sê vandag weer dankie. Dankie dat jy nou hier kan luister. Want weet jy wat, daar is iemand in die wêreld, en dit is regtig so, in die vervolgde kerk, wat smag daarna om die evangelie van die Here met iemand te kan deel, wat saam met hulle die Here kan loof en aanbid, maar hulle moet alleen in hulle binnekamere doen, want hulle word vervolg. Goed, Kolossense 3, vers 15 tot 17. En laat die vrede van God in julle harte heers, en wees dankbaar. En alles wat julle doen, in woord, hoor daar, in woord wat jy spreek, jou gesprekke, of in daad, jou dade, nee. Doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. So alles wat ons doen, of ons praat, of ons dink, of ons beweeg, wat ons doen, dan mag het spreek van dankbaarheid. So Paulus is ernstig hier om te skryf oor dankbaarheid. Daar's 'n paar figure in die Bybel, waar jy ook dankbaarheid kon sien. Een van hulle is ook Josef, en snaaks genoeg, Josef was ook in die put gewees. Josef was ook in die tronk gegooi. Josef was weggevat van sy familie af. Sy lewe het rarig vir baie lank gesak. Daar was nie 'n ander manier om te sê nie. Alles het gevoel of het teen hom is. Maar Josef
het aangehou om die Here te soek en die Here te aanbid. En die Here kon hom gebruik het. Hy kon sy gees van dankbaarheid gebruik het. Die volgende ene waarna ons dink, is die 10 melaatses, nee. So in Lukas 17 is die 10 melaatses, julle ken die gelykenis, of die verhaal, waar Jesus die 10 melaatses verby hulle gekom het, hulle het hom toe aangehardloop en gesê, Here genees ons. En Jesus het hulle al 10 genees. Net een het omgedraai en kom dankie sê. En Jesus het vir hom gesê dat vir hom redding ook gekom het. Sy gees van dankbaarheid, om te kan sê dankie, het 'n deur oopgemaak vir baie meer as net 'n fisiese genesing. En dis wat die Here wil kom doen met dankbaarheid. Hy wil jou genees van daai swartgalligheid, daai gat van depressie, daai gat wat jou intrek. Oppas vir jou gesprek, en ek voel regtig gedruk op my hart vandag om vir julle te sê, oppas met wie jy omring en wat jy sê wanneer jy met mense omring is. Mag jy die een wees wat sout en lig wees. Mag jy die een wees wat anders praat, wat dankbaarheid praat. Want die wêreld om jou gaan nie so praat nie. En hulle gaan geïrriteerd dalk raak wanneer jy so praat, maar dis jy wat moet lig bring. Dis jy wat moet sout bring. Want jy wil nie hê ander moet jou saamtrek nie. Lig jy hulle liewers op, help hulle om uit daai gat uit te kom, soos wat Paulus en Silas gemaak het met daai tronkbewaarder. Goed, dan, ek wil hierso sê, dankbaarheid bring ons in God se teenwoordigheid. So julle weet, baie keer wanneer mens begin met stilte tyd, is een van die eerste dinge wat jy doen, jy sal in aanbidding ingaan. Julle hoor as ek bid, dan sê ek vir die Here, dankie vir 'n klomp goeders. Want dankbaarheid is so half vir my, ek wens ek nou eintlik 'n lekker groot goue sleutel hier gehad. Want dankbaarheid is soos 'n goue sleutel, waar jy oopsluit, waar jy teenwoordigheid oopsluit. En kom ek verduidelik dit prakties. Wanneer my kinders dankbaarheid toon, wanneer hulle uit hulle hartjies uit dankie sê, so my dogtertjie is nogal baie liefdevol, so wat sy sal doen, sy sal na my toe hardloop en sy sal sê, mamma, en sy bedoel dit so uit haar hart uit, mamma is die beste mamma in die hele wêreld. En dan sal sy sê, dankie dat mamma so goed is, dankie dat mamma vir my kossies maak, dankie mamma, mamma, ek wil net liefde gee, ek wil op mamma se skoot klim, kan ek 'n drukkie kry, kan ek 'n swentjie kry, mamma, dankie vir my lekker koeldrank, dit loop net so oor haar mond uit, en as sy dit doen, wanneer sy so vir my dankie sê, wanneer sy sê dankie, mamma is die beste mamma in die hele wêreld, dan kan ek myself nie help om haar vas te trek, vas te hou, honderde swentjies te gee, net liefde oor haar uit te giet nie. En die Here het vir ons kinders ook gegee om iets te kom leer van wie hy is, sy vaderhart. As ek so met my eie kind voel, wanneer sy dankbaar is, hoeveel te meer maak dit God se hart net hier oop, daai goue sleutel, wanneer ons kom in dankbaarheid. En jy hoef nie net, wanneer jy bid, dankbaar te wees nie, dit is 'n hele dag doen, en alles wat jy doen, wees dankbaar, want dit is nie net een keer 'n dag wat my dogtertjie vir my dankie sê, en vir my sê hoe lief sy vir my is nie. Sy doen 'n deurgangs, konstant. As sy my sien, dan wil sy net gou vinnig ietsiekie mooi sê. En dit is presies wat ons doen wanneer ons hierdie valhelm opsit. Ons kies, ons sit vandag ons helm op. Ek kies dat elke negativiteit, elke donker gedagte gaan ek draai in dankbaarheid. Dan is dit dat jy kies om die Here te aanbid in elke omstandigheid. So wanneer die omstandigheid opduik, in plaas van om te kla en te murmureer, gaan ek sê, dankie Here. Want wanneer ek dit doen, dan sluit ek die hele dag sy teenwoordigheid en sy liefde oor my oop. En hoeveel meer vrede en vreugde is daar net nie, as wanneer die Here kom en hy vat sy arms en hy sit dit so om ons en hy sê, ek is lief vir jou, ek het jou, ek is by jou. En dis wat hy vandag vir jou wil doen. So, my uitdaging vir jou is om, of, soos ek, met nader te gaan trek, 'n klomp sticky notes op te plak met waarvoor jy dankbaar is, of jy teken 'n helm en jy skryf dinge waarvoor jy dankbaar is. En om vandag uitgedaag te wees, om doelbewus, daar waar jy is, tussen mense, te gaan en dit wat gesê word, te draai in dankbaarheid. As iemand kla en sê, hierdie dag is verskriklik lank, om nie saam te sê, ja, nee, hierdie dag wil nie verbykom nie. Te sê, Jesus, julle, maar weet jy wat?
Dit is die dag wat die Here gemaak het. So kom ons wees bly daaroor, want is nog 'n dag in ons lewe. Ons weet nie of ons môre nog 'n dag het nie. So al voel hy lank, prys die Here, hy is lank. Jy hoef nie eers te sê prys die Here nie, jy hoef nie Christenese te praat nie. Jy kan net woorde gebruik soos, ag nee man, kom ons wees dankbaar. Weet julle, daar's iemand, en jy vertel 'n getuienis, daar's iemand wat nou veg vir hulle lewe. Daar's iemand wat wens vir nog 'n dag. Kom ons vat hierdie lang dag aan. Die oomblik wanneer jy so spreek, dan spreek jy teen dit wat die vyand negatief wil kom doen. So dis jou uitdaging vir vandag. Mag die Here julle regtig seën, mag hy sy goedheid aan julle wys en mag hy vandag spesiaal sy arms so om julle kom sit en julle kom toevou met sy liefde en sy teenwoordigheid.